Goeiedag, baie welkom aan elkeen wat weer by ons boodskap van bemoediging ingeskakel is. Soos baie van julle bewus is, hanteer ons hierdie week die onderwerp van huwelike en ons het Dinsdag sommer net gehoor wat dit beteken om mekaar ook in huwelik raak te sien. Vandag gaan ons kyk na wat Spreuke 16 vers 1 tot 6 ook oor die huwelik vir ons wil kom sê en ek herinner sommer net elkeen as af van julle is wat wil hê dat ons 'n sekere onderwerp of tema hanteer binne die bemoedigings. Laat weet asseblief sommer in die kommentaar op Facebook of op YouTube en dan kyk ons of ons nie so ook kan maak nie. Kom ons lees vandag Spreuke 16 vanaf vers 1 tot 6 dan nou saam. 'n Mens kan sy voornemens hê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here af. In sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg, maar die Here ondersoek die gesindheid. Laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk. Die Here het alles gemaak met 'n doel, ook die goddelose vir die dag van straf. Die Here het 'n afskuw van 'n verwaande mens. Dit staan vas, so 'n mens sal nie ongestraf bly nie. Liefde en trou bring versoening, waar daar verkeerd gehandel is. Kwaad word vermy deur die Here te dien. Tot sover lees ons vandag saam. God is liefde. Hy het die hele skepping, alles wat ons rondom ons sien, het hy uit sy groot liefde uitgeskep. Hy het vir my en vir jou uit sy groot liefde uitgeskep. En vandag word ek en jy uit Spreuke 16 uit sommer net meer daarvan bewus. Ons word herinner daaraan dat God se liefde ook in hierdie lewe alles kan oorwin. En omdat hy vir my en vir jou en die hele skepping deur sy liefde geskep het, omdat hy ons gered het deur sy groot liefde, kan ek en jy ook daardie liefde wat hy vir ons het, ook elke dag in ons lewens uitleef. Kan ons dit uitleef in ons huwelike, in ons verhoudings, ook met mekaar. En Spreuke 16 kom sê vandag vir ons iets van hoe daardie liefde ook uitgeleef moet word. En sien, ons sal baie keer in ons lewens dink dat ons reg is. En ons sal baie keer beklei in die huwelik en verhoudings vir dinge wat ons dink reg is. Maar Spreuke 16 kom sê vir ons iets anders vandag. Ons lees in vers 6, liefde en trou bring versoening, waar daar verkeerd gehandel is. Kwaad word vermy deur die Here te dien. En in aansluiting daarby lees ons in vers 3 ook, laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk. Ons met die dinge wat ons beleef en die dinge waardeur ons gaan in hierdie lewe, aan die Here oorgee en aan hom oorlaat, hom vertrou daarmee. En op dieselfde manier kom sê Spreuke 16, vandag vir my en vir jou ook, dat ons huwelike, ons verhoudings aan hom moet oorgee, aan hom moet oorlaat, hom moet vertrou, ook daarmee. Maar wanneer ons dit doen, dan oorwin sy liefde in ons verhoudings en in ons huwelike. Wanneer ons dit doen, dan oorwin sy liefde van genade, sy liefde van vrede, sy liefde van verstaan, dan oorwin dit in ons verhoudings. En nie ons eie wil, ons eie belange nie, maar God se wil, God se belange in die huwelik. Want die huwelik is tog 'n uitbeelding van God se perfekte liefde, daardie liefde wat bestaan tussen Vader, Seun en Heilige Gees, is tog 'n uitbeelding ook daarvan. En ek en jy het geen reg om hierdie liefde te misbruik in die huwelik of in verhoudings waarin ons is nie. Want dit is deur God aan ons gegee. Dit is nie ons liefde nie. Dit is sy liefde wat aan my en jou gegee is. Sy liefde wat aan die kruis vir my en vir jou kom bewys het. Dis daardie liefde wat aan my en jou gegee is, sodat ons dit ook met mekaar kan deel. Sodat ons een kan word in die huwelik, ook met mekaar. Dis net God se liefde wat ons een kan laat word in die huwelik. Mag ek en jy in die tyd wat voorlê, mag ek en jy weet dat God se liefde alles kan oorwin in ons lewens, maar spesifiek in ons verhoudings, in ons huwelike, dat sy liefde daar ook die oorwinning kan behaal. Maak nie saak wat gebeur het in die verlede nie. God vergewe. Mag ek en jy mekaar ook vergewe en mag ek en jy streef daarna om sy perfekte liefde ook in ons verhouding 'n realiteit te maak. Mag ek en jy weet dat God se liefde vir my en vir jou groter is as enige iets wat hierdie wêreld na ons kant toe kan gooi. Dat dit groter is as die uitdagings wat ons beleef in ons verhoudings, in ons huwelike. Ek groet julle in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Amen. My heart won't make a sound when I can't turn back around.
when the sky is falling down.